Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Wanneer ons lees in Johannes 14 vers 6, lees ons waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En in Exodus 3 lees ons hoe God vir Moses sê, ek is wie ek sê ek is. Nou hoekom deel ek hierdie twee verse met julle? Dis omdat God is nie 'n God wat voorgee om iemand te wees of iets te wees wat hy nie is nie. God is nie 'n God wat sê, ek is die weg en dan lieg hy daaroor nie. Of om te sê, ek is die waarheid in die lewe, of ek is die groot ek is, maar hy hou 'n masker, hy het 'n masker, hy is nie wie hy sê hy is nie. Dit wil ek hê, jy moet vandag weet my broer en suster, dis die God wat ons dien. 'n God wat, hy's 'n waarmaker van sy woord. Alles wat in die woord staan, is deur God geïnspireer. Nou, wanneer ons lees in Genesis 27, lees ons waar Jakob homself voorgedoen het as sy broer Esau, sodat hy die eerste seun kon kry. Alhoewel, daar al voor Jakob se geboorte, is daar al 'n belofte gemaak aan Rebekka, dat sy 2 nasies in haar baarmoeder, en Jakob sal 'n nasie hê en Esau, maar Jakob wou nie wag nie. Jakob het gevoel, nee, hierdie vat te lank, ek wil die seun nou hê. En al het dit nou beteken, hy moes 'n masker opsit, want dis wat hy basies gedoen het. Hy het sy broer se klere aangetrek, hy het sy maat hom gehelp om sy hande so haarig as moontlik te maak, so basies, hy het 'n masker opgesit. 'n masker om iemand te wees wie hy nie is nie, net sodat hy hierdie seun kon kry. En ek is seker julle gaan saam met my stem, maar ek dink daar was 'n tikkie minderwaardigheid ook betrokke by Jakob, want hy was bang hy sou nie die seun kry nie, omdat hy dalk die jongste is, al het daar 'n seun op sy lewe gerus. Maar kon Jakob dit volhou om te wys dat hy iemand anders is? Nee, want in Genesis 32, toe hy geworstel het met die engel, het die engel later vir hom gevra, wat is jou naam? En toe moes hy sê Jakob. Hy kon nie daar gesê het Esau nie, want Jakob het besef, hy gaan nie vir altyd kan voorhou as die eersgeborene nie. Nou kind van God, hoekom deel ek hierdie met julle? Want so baie keer in ons lewens wil ons voorgee om iemand te wees wie ons nie is nie. Hoekom? Dis omdat ons daai minderwaardigheidskompleks het. Dis omdat ons voel ons as ons eie self is nie goed genoeg nie. Maar kind van God, ek wil vandag vir jou bemoedig. Wie jy is, hoe jy is, dit is hoe God jou gemaak het. En dis hoe God wil hê jy moet wees. God het jou geskape soos jy. Jy wat Pietie is. God het jou as Pietie geskape. Nie as Koos nie, nie as Jan nie, maar as Pietie. Jy wat Sari is. God het jou nie geskape as Ansie of Gertruida nie. Nee, God het jou geskape as Sari. En dit is wie jy is. Maar hoekom wil ons nog steeds met hierdie maskers leef, my broer en suster? Is dit nie eintlik baie uitputtend nie? Ek is seker julle gaan saam met my stem om 'n front voor te hou, om iemand te wees wie jy nie is nie. Dis uitputtend. En iewers gaan jy opslip. En iewers gaan die waarheid uitkom. Ek wil so ver gaan om te sê, dis beter om liewe net te wees wie jy is. Ja, ons strewe daarna na mense wat ons rolmodelle is. En dis goed om 'n rolmodel te hê. Maar ons moet weet, ons kan nie daai persoon wees nie. En ek het dit al op die harde manier geleer. So my broer en suster, ek wil vir jou vandag aanmoedig, dat wees net wie jy is. Wees die ware jy. Wees wie God jou geskape het om te wees. Onthou, God het 'n seën op jou lewe, nie op die persoon wie jy wil voorgee om te wees se lewe nie. God het 'n roeping op jou lewe, het 'n seën op jou lewe. En as jy iemand anders te wil probeer wees of gaan probeer wees, hoe gaan God jou dan kan seën? Want jy's besig om die ware jy weg te steek. Is dit harde woorde? Ja, dit is. Dis 'n harde woord, maar ek weet, dit dra soveel vrug en dit gaan baie in mense se lewe oopbreek vandag. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre vir julle weer 'n woord. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.